Goeienaand, liewe vriende. Ek groet jou in Jesus Christus se naam. Dankie dat jy vanaand inskakel by die aanddiens van Uit die Woord Digitaal. Ons skriflesing kom vandag uit die woord van die Here uit Psalm 93. Ons gaan begin lees by vers 1. Die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met sterkte gegord. Ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Vas staan u troon van ouds af, van ewigheid af, is u. Die riviere, o Here, het verhef. Die riviere het hulle gebruis verhef. Die riviere verhef hulle geraas. Meer as die gebruis van groot, geweldige waters. Van die golwe van die see is die Here geweldig in die hoogte. U getuienisse is baie betroubaar. Heiligheid pas by u huis, Here, tot in lengte van dae. Ons lees net tot sover uit die woord van die Here. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ons leef in hierdie moderne tye in baie moeilike en uitdagende omstandighede. Somtyds word jou lewe onderste bo gekeer voordat jy weet wat aan die gang is. Ons lewe in 'n tyd waarin baie mense voel dat dinge buite beheer is. Wanneer ons na die wêreld kyk, sien ons onrus. Ons sien onsekerheid. En ons sien op baie plekke totale chaos. Mense vra, wat gaan aan? Wie het nog beheer? Maar die woord van die Here bring ons vandag 'n baie duidelike, vaste en onwrikbare waarheid, naamlik die Here regeer. En dit is ons tema vandag by hierdie erediens. Hierdie is nie maar bloot net 'n wens wat 'n klompie mense hier op aarde uitspreek nie. Hierdie is nie maar net 'n hoopvolle gedagte nie, maar hierdie is 'n goddelike verklaring. Die Here regeer. Psalm 93 begin nie met 'n vraag nie, maar met 'n feit. God is koning en hy regeer nou. Die vraag is dus nie of God regeer nie, maar of ons werklik met ons hele wese, met ons hart, met ons siel en met ons verstand glo dat hy regeer, en of ons lewens wys dat hy regeer in ons lewe. Nou, ons gaan vandag stil staan by 'n paar belangrike hoofpunte, by 3 punte vanuit hierdie teks. Die eerste punt waarby ons stil staan is dit: die Here regeer met majesteit en met mag. Nou, die psalmskrywer sê vir ons in Psalm 93 vers 1, die Here regeer, hy is met majesteit bekleed. Die Here is bekleed, hy het hom met krag omgord. En hier word God, my broeder en suster, uitgebeeld as 'n koning, wat vol majesteit is, en met krag bekleed is. Dit beteken dat God nie 'n swak of 'n afwesige heerser is nie. Hy's nie 'n koning wat beheer verloor het oor die wêreld en oor mense se lewens nie. Hy is die almagtige, heilige God wat alles in sy hand hou.
Jesus bevestig hierdie waarheid in Matteus 28 vers 18 wanneer hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en ook op die aarde. Daar is dus geen gebied waaroor God nie regeer nie. Hy regeer oor die hemel en die aarde. Hy regeer oor nasies en oor individue. Hy regeer oor die geskiedenis en oor jou persoonlike lewe elke dag. Selfs wanneer dinge vir ons deurmekaar lyk in hierdie moderne wêreld, beteken dit nie dat God beheer verloor het nie. In Jesaja 6 vers 1 sien die profeet Jesaja die Here op 'n hoë en 'n verhewe troon sit. En dit gebeur juis in 'n tyd van politieke onsekerheid in die lewe van die volk Israel en ook in 'n tyd toe koning Osia gesterf het en die mense nie geweet het waarheen hulle op pad is, wat gaan gebeur en hoe die toekoms gaan lyk nie. Terwyl die aardse troon leeg was die hemelse troon steeds beset. En geliefdes, dit is 'n belangrike waarheid wat ek en jy vandag nie moet miskyk uit hierdie teks nie. Wanneer aardse sekerhede wegval, bly God se troon vas staan. Miskien voel jy vandag dat jou lewe buite beheer is. Jy voel dat jou finansies nie klop nie. Jy is onseker oor jou familie, kinders wat op die verkeerde pad is. Jy is nie seker of jy werk het volgende maand nie en hoe jy vir jou familie gaan sorg nie. Daar is 'n onsekere toekoms en ons verstaan nie altyd hierdie dinge nie. Maar vandag kom die woord van die Here vir ons as kinders van die lewende God sê, God is steeds op sy troon. Dan is ons by die tweede punt vanuit ons teks vandag. Die Here regeer ten spyte van storms. In Psalm 93 vers 3 tot 4 lees ons hierdie woorde. Die riviere het, o Here, die riviere het hulle stem verhef. Die riviere verhef hulle gebruis, maar magtiger as die gedruis van baie waters is die Here in die hoogte. Die beeld wat vir ons hier gebruik word in ons teks van die riviere en die waters, stel totale chaos en bedreiging voor. In die Bybel, broeder en suster, simboliseer riviere wat bruis, of bruisende waters, dikwels onbeheerste magte en ook ernstige gevaar. Hierdie psalmskrywer ontken nie die bestaan van storms in die wêreld nie. Hy sê nie dat daar geen probleme en geen krisisse is nie. Hy erken dat die waters bruis en 'n dreiging is vir mense. Maar dan maak hy hierdie kragtige verklaring: God is magtiger as al die storms. Ons sien hierdie waarheid ook in die Nuwe Testament. In Markus 4 vers 37 tot 39 lees ons hoe Jesus se disippels in 'n geweldige groot storm op die see vasgevang was. Hulle was bang en hulle het gevrees vir hulle lewe en dat hulle sou doodgaan. En hulle maak Jesus wakker wat agter op die boot aan die slaap was, en Jesus het opgestaan en vir die see en die wind gesê: "Swyg, wees stil." En alles het tot bedaring gekom en 'n groot stilte het geheers. Hierdie gebeurtenis, geliefdes, wys vir ons dat storms in die lewe nie die laaste sê in jou lewe het nie, maar God het. In Jesaja 43 vers 2 sê die Here: "As jy deur die water moet gaan, is ek by jou.
en deur die riviere, hulle sal jou nie oorstroom nie. Jy mag dalk vandag in 'n storm wees, en jy voel jou lewe word bedreig, en jy gaan deur moeilike omstandighede, en deur swaar kry. Dit kan 'n storm van siekte wees, 'n storm van emosionele pyn, of selfs geestelike stryd. Maar die waarheid van God se woord staan vandag vas wat jy moet hoor. Die storm is nie in beheer nie, maar God is in beheer. Dan die derde punt vanuit ons teks vandag. Die Here regeer vir ewig en betroubaar. Psalm 93 vers 5 sê, U getuienisse is betroubaar. Heiligheid is die sieraad van U huis, o Here, tot in lengte van dae. God se regering is nie maar net tydelik van aard nie. Dit gaan nie verby nie. Dit is nie soos menslike regerings wat kom en gaan nie. Sy heerskappy is onveranderlik. Sy heerskappy is ewig. In Maleagi 3 vers 6 sê die Here, ek, die Here, het nie verander nie. En Numeri 23 vers 19 sê, God is geen man dat hy sou lieg nie. Sou hy iets sê en dit dan nie gaan doen nie? Dit beteken, broeder en suster, God is volkome betroubaar in die hemel, maar ook op die aarde. Sy woord staan vas. Sy beloftes sal in vervulling gaan in jou lewe. Sy plan sal uitwerk en sal slaag. In Jesaja 46 vers 10 verklaar die Here, my raad sal bestaan, en al wat my behaag, dit sal ek doen. Selfs wanneer ons nie verstaan wat aan die gebeur is in ons lewens nie, werk God steeds volgens sy perfekte en volmaakte plan in hierdie wêreld en ook in jou lewe. Romeine 8 vers 28 is 'n besondere teksvers wat Paulus vir ons kom sê. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Ja, geliefdes, God se regering is nie net magtig nie. Dit is ook betroubaar, ewig en vas. En jy kan 100% staat maak op God in jou lewe. Wat beteken hierdie waarheid vir ons vandag vanuit Psalm 93? Eerstens beteken dit dat ons nie hoef te vrees vir dinge wat skeefloop in die wêreld nie. Jy hoef nie in vrees te lewe nie. As God regeer in die wêreld en in jou lewe, hoef ons nie paniekerig te wees oor die toekoms nie. Want die Here is nie net vandag hier by ons nie, hy is ook reeds in die toekoms. En hy weet wat gaan gebeur. Psalm 27 vers 1 sê, die Here is my lig en my heil. Vir wie sou ek vrees? Tweedens beteken dit dat ons hom volkome moet vertrou met ons lewe. Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insigte nie. En derdens beteken dit dat ons voor hierdie almagtige, soewereine God moet buig elke dag van ons lewe. God is nie net ons redder nie, hy is ook ons koning. Filippense 2 vers 10 en 11 sê, sodat in die naam van Jesus Christus sou buig elke knie en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is. Geliefdes, wanneer die wêreld skud en uitmekaar val en deur mekaar vir ons lyk en dinge onseker is, moet ons terugkeer na hierdie eenvoudige maar kragtige waarheid vandag uit die Here se woord.
God regeer. Hy regeer oor die wêreld, hy regeer oor die geskiedenis, hy regeer oor my en jou lewe. En hy sal nooit sy troon verlaat nie. Mag hierdie waarheid vandag diep in jou hart insink en mag jy dit jou eie maak. Die Here regeer gister, vandag en tot in ewigheid. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir hierdie kragtige boodskap wat U vandag vanuit Psalm 93 aan ons kom gee. Wat 'n wonderlike, kragtige wete dat God regeer elke dag in ons lewe en ook in die wêreld. Ons erken vandag, Here, dat ons dikwels vol twyfel is wanneer die golwe van die lewe oor ons spoel. En dikwels twyfel ons oor die toekoms wat vir ons so onseker lyk. Maar U kom vandag vir ons die wonderlike versekering gee, God regeer. God is in beheer. Ons hoef vir niks bang te wees nie. Ons kom staan vandag voor U, o Here, en ons wil in nederigheid om vergifnis kom vra. Vergewe ons al ons klein geloof en twyfel. Maar wil U in ons harte bewerk 'n vaste geloof, wat met nuwe geloofsoë die toekoms kan inkyk, om God op sy troon te kan sien. En wil U gee dat ons dit op 'n wonderbaarlike manier mag beleef in ons lewe elke dag. Bevestig hierdie woord in ons lewens, Here. Laat die vrede van God oor ons spoel, omdat ons weet, U regeer en U is in beheer. Dankie daarvoor, Here. Ons vertrou vandag ons lewens aan U toe. Neem ons lewens in U hande en beskik ten goeie daaroor. Ons vra dit alles nie omdat ons dit verdien nie, maar in die naam van Jesus Christus, ons troue verlosser en saligmaker. Amen.